Goeiedag geliefdes in die Here, weer eens so Theo, ek groet julle elkeen in die wondernaam van Jesus. Vir u wat ingeskakel is op die radiostasie, gegroet is u. Nou vriende, van u kry die boodskap op 'n Sondag en ander van u kry dit nou eers oor die radio. Nou vandag wil ek so praat met u, want ons is maar so in daardie tussentyd, tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart. En wil ek graag met u praat oor Jesus se optreding en sy leringe van sy opstanding tot sy hemelvaart. En as ek dan 'n titel moet gee vir hierdie boodskap, dan sal ek sê van die leë graf tot die hemeltroon. Jesus se woorde en werking na sy opstanding. Maar voor ons dan enigstens verder gaan, kom ons buig eers die hoofde en ons bid saam. En ons vra dat die Here ook die woord sal seën. Here Jesus, ons wil vir u dankie sê vir u optrede voor die hemelvaart, vir al die leringe wat u gedoen het, vir die prys wat u betaal het aan die kruis van Golgotha, vir elke belofte wat u gemaak het, vir al die belofte waar u gesê het, ek gaan heen om vir julle plek voor te berei, maar ek kom om julle weer te kom haal. U het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, al sterwe julle sal julle lewe, want ek sal julle opwek in die laaste dag. Here, ons hou vas aan die dinge, maar vandag wil ek so graag onder leiding van die Gees dan gesels met my elke broer en suster oor die gebeure wat u gedoen het, Here, oor die optredes in daardie 40 dae tussen die opstanding en die hemelvaart. Daarom bid ek dat die Heilige Gees die lippe van vleis sal salf, die ore sal open en dat hy self met ons sal spreek. Ek vra dit in die wondernaam van Jesus met danksegging. Nou liewe broer en liewe suster, heel eers moet ons weet, die dae na Jesus se opstanding tot en met sy hemelvaart was nie stil of passief nie. Inteendeel, dit was vol intensie. Hy het 'n doel gehad, hy het 'n lering gehad wat hy wou bring. Hy wou nog laaste dinge leer aan sy mense. Hy het hulle wel geleer vir die vorige 3,5 jaar. En in hierdie tyd verskyn hy aan mense. Hy bring herstel en hy het 'n roeping om uit te leef. Jesus het homself in hierdie 40 dae lank aan mense geopenbaar met 'n doel om hulle geloof te versterk, twyfel uit te wis en om sy volgelinge toe te rus met 'n lewenslange roeping. Daarom selfs ek vandag, as 'n volgeling van die Here Jesus Christus, my roeping is om die waarheid aan die mense te bring, dat mense sal verstaan dat hulle is verlore. Jesus het gesterf, hy het opgestaan, hy is steeds die redder, hy lewe tot in alle ewigheid, en is hy wat gesê het, as julle na my toe kom, sal ek julle red, en julle sal nooit weer verlore gaan nie. So vandag, kom ons kyk dan vandag na wat Jesus ook gesê het, gedoen het in daardie kosbare dae. Ja, kosbare dae, want dit was sy laaste 40 dae waar hy as mens gestap het op aarde, ja, gekruisig, opgestaan, maar nou gaan hy terug hemel toe. Ons praat oor die dae tussen die opstanding en die hemelvaart. Heel eers lees ons Matteus 28 vers 9 tot 10 in die Afrikaans in die 53 vertaling, dat Jesus verskyn aan vroue en die disippels, om troos te bring, bevestiging te gee, en ons lees wel wat sê hy, en kyk, sê die Bybel, Jesus het hulle teëgekom en gesê, wees gegroet, en hulle het gekom en sy voet gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen, bring die boodskap aan my broers, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Wat maak ons met hierdie boodskappe? As ons sulke dinge lees, soos hier in Matteus 28 vers 9 en 10, wat die Here vir hulle gesê, wat moet ek en jy maak met dit? Want ons sien Jesus verskyn eerstens aan vroue. Hy kies hulle wat geminag was in daardie tyd, om sy eer te deel. Ja, 'n vrou was niks nie, net soos vandag se daar in die moslim wêreld 'n vrou niks is nie, was dit ook in daardie tyd. Maar weet jy wat? Dit wys vir ons dat Jesus werk deur wie hy wil, ongeag geslag,
status of verlede. Wil ek dan ook vir jou sê, my broer, my suster, jy's nie te gering om 'n draer van God se boodskap te wees aan die wêreld nie. En wil ek jou bemoedig, my broer en suster, moenie vrees nie. Hierdie woorde, moenie vrees nie, bly echo in elke tyd van onsekerheid. Ons kan weet, Jesus leef, hy's met ons, hy's altyd saam ons, hy sal ons nooit begewe, hy sal ons nooit verlaat, sal ons nooit in die steek laat nie. En as ons wedergebore is, woon sy Gees in ons vir altyd, om ons te bemagtig, te bekragtig, om ons te verander na die gelykvormigheid van Jesus. Weet jy, die lewende Jesus is elke dag met jou. Hy sê in Johannes 15:4-5, bly in my soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Die Here ken jou naam. Hy ken die pad wat jy stap. En hy kom jou tegemoet op jou pad van pyn, op jou pad van onsekerheid. Jou naam is geskryf in sy handpalms. Ons sien ook dat Jesus is op die pad, daardie wonderlike verhaal van Emmausgangers, het hy op die pad gekom en hulle ontmoet. En hy gee hulle insig. In Lukas 24:13-32 lees ons dan baie duidelik, en kyk, 2 van hulle was op dieselfde pad, op 'n pad na 'n dorpie met die naam van Emmaus. En terwyl hulle so praat en redeneer, het Jesus self nader gekom en saam met hulle geloop. Maar vriende, hulle het hom nie herken nie. En hulle het by die dorpie aangekom, en toe hulle aan die eettafel kom, lees ons, en toe hy by hulle aan die tafel was, neem hy die brood en hy loof en breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Op die pad het hy hulle hom nie herken nie. Hulle was hartseer. Hulle het gesê, brandend was ons harte. Weet jy, maar op daai pad lê hy die hele woord vir hulle uit. En ons kan sien dat die Here kom na sy lyding. En hy praat met wie hy wil, want hy praat met die vroue, hy praat met hierdie manne, en hy lê ook die woorde uit aan hulle. Nou vriende, selfs wanneer ons nie hom raak sien, stap Jesus steeds met ons saam. Selfs wanneer ons in verwarring is en vra het, is hy naby. Ons lees die Bybel gereeld en ons verstaan dit nie, maar hy is die een wat die skrifte open en ons harte open. Daarom wil ek jou bemoedig vandag en vir jou sê, wanneer jy twyfel en nie verstaan nie, hou maar net aan, wandel saam die Here. Hou aan om te dien. Jesus wil met brandende hart, wil jou laat ek die woorde net reg kies. Jesus wil jou hart brandend maak deur die woord en sy teenwoordigheid. Ons sien ook verder dat Jesus herstel Petrus, die man wat hom 3 keer verraai het, nadat hy gesê het, hy sal dit nooit doen nie. Wat sien ons hierin? Toe hy vir die vrouens sê, gaan sê vir Petrus. Petrus was die eerste een wat hulle moes gaan sê het. Jy sien, dit sê vir ons, God is genadig, en genade herstel jou roeping, selfs al het jy geval. Ek lees vir jou Johannes 21:15-17. Toe hulle dan klaar ontbyt gehad het, sê Jesus vir Simon Peter, Simon, seun van Jonas, het jy my meer lief as hulle? En Simon antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. Wat leer die Here vir ons hieruit? Wel, ons moet weet dat selfs na ons grootste mislukking, kom Jesus nie met veroordeling na ons nie, maar met herstel. Petrus het hom wel verloon, maar Jesus het nie gekom met 'n kats in die hande om hom uitmekaar te slaan nie.
Jesus het hom nie verwerp nie. Nee, hy kom met herstel, met genade. Hy roep hom weer nader. Maar hy roep hom nie as 'n visserman nie, maar as 'n herder. Vriende en vriendin, ongeag wat jou verlede is, my verlede is, sien ons dat die Here kyk nie na ons verlede nie. Wanneer hy red en genees, dan herstel hy ons, want ons verlede diskwalifiseer ons nie. Jesus vra net, het jy my lief, dan stuur hy jou weer. Vriende, Jesus gee die groot opdrag. En jy is deel van sy plan. Ja, ek ook, vriende. Daarom sê in Matteus 28, vers 18 tot 20. Hy het nie engele uit die hemel uitgeroep en gesê, gaan uit na alle tale, volke en nasies en maak disippels nie. Nee. Hy sê vir gewone mense, soos ek en jy. Ons lees in Matteus 28, vers 18 tot 20. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hoor wat sê Jesus? Hy besit alle mag in die hemel en op aarde. Maar hy wat die magtige, almagtige God is, vir wie die dood self nie kon hou nie. Ons het die bewyse dat die graf leeg is. Hy kom na ons, geringe mense. Hy gaan haal nie engele nie, hy kom na ons, wat hy gered het. En hy sê, sien jy die oes is groot, die arbeiders is min. Die wêreld is verlore, hulle is op pad na 'n letterlike hel. Ek het jou gered en jou bemagtig met die woord en met die waarheid. Jy weet daar is 'n letterlike hemel, daar is 'n letterlike hel. Maar wie gaan hulle vertel? Want geloof kom deur die oor. En hoe kan hulle glo as jy nie gaan vertel nie? Maar ek gaan nie dat jy alleen dit doen nie. Ek gaan my Heilige Gees in jou insit en hy sal jou bemagtig en bekragtig, sodat jy my getuie sal wees. Daarom het Jesus gesê in Handelinge 1:8. En as die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. Maar hier in Matteus 28 sê hy, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En dit is nie van net die Jode nie. Dit is nie net van sekere nasies nie. Hy sê van al die nasies. Want jy sien, Titus 2 vers 11 sê dat die reddende genade van God het tot alle mense gekom. So alle mense kan gered word, ongeag hoe hulle groot gemaak het, in watter nasie hulle gebore is, watter geloof hulle inglo. Alle mense kwalifiseer om gered te word, maar hulle moet na Jesus kom. Maar ons moet hulle die waarheid gaan vertel. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So ons weet wat die waarheid is. So ons moet die waarheid gaan openbaar. En Jesus sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Vriende, die opgestaande Jesus Christus gee nie net troos nie, maar hy gee ook aan jou en my 'n opdrag. Ek en jy is nie net 'n ontvanger van genade nie, maar ook 'n draer van die evangelie. Hierdie opdrag is universeel, maar dit is ook persoonlik. Jy sien, vriende, ek wil jou bemoedig. Jy sê miskien vandag, jy weet nie wat die Here van my verwag nie, ek sal dit nooit kan doen nie, hoe gaan ek dit reg kry? Ek ken nie eens die woord nie. Nee, vriende, jy hoef nie die woord in volle te ken nie. Die Here sal jou bemagtig. Die oomblik wanneer jy moet praat, sal die Heilige Gees wat in jou is, sal hy jou die woorde op die tong lê. Selfs wanneer jy nie weet om te bid nie, sê Romeine 8 vers 28, 8 vers 26, dat hy tree in met versigtinge vir jou. Jesus se belofte is, was en sal altyd wees, ek is met julle al die dae. Dit geld in elke taak, in elke land, in elke gesprek, in elke getuienis. Maar kyk ons na die hemelvaart.
Daar in Lukas 24 vers 50 tot 53, dan sien ons, en toe het hy hulle uitgeneem, tot by Betania. So het hulle bekragtig, en toe neem hy hulle uit, tot by Betania. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle weggegaan, en in die hemel opgeneem, en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid, en met groot blydskap het hulle na Jerusalem teruggekeer. Dan lees ons verder daar in Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, in 'n wolk, en die wolk het hom weggeneem voor hulle oë. En terwyl hulle so stip na die hemel kyk, sê 2 manne vir hulle in wit klere: Galileese manne, waarom staan julle en kyk op na die hemel? Hierdie Jesus sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien opvaar het. Vriend en vriendin, onze Here Jesus Christus het gesterwe vir jou sonde, vir my sonde, vir die sonde van die wêreld. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel, maar hy het ons nie alleen agtergelaat nie. Sy gees is in die wat Jesus aangeneem het, om ons te bemagtig en bekragtig. Hy het ons die opdrag gegee. Die groot opdrag is dit: moenie dronk word van wyn nie, Efesiërs 4:30, maar word vervul met die Heilige Gees. Hoekom? Want dit is die Heilige Gees wat in ons woon en in ons werk, wat ons sal bemagtig en bekragtig om die werk van Jesus te doen. Daarom kan ek vir jou vandag sê, jy's nie alleen nie. Jesus los nooit iemand alleen nie. Hy sal ons nooit 'n opdrag gee as hy ons nie bemagtig nie. So Jesus los sy kerk nie leehandig nie. Hy seën ons. Hy vul ons met sy gees en hy stuur ons. Op daai tydstip was die Heilige Gees nog steeds net beloof, maar hulle het gegaan en in die boventrek gegaan, hulle self verootmoedig voor God, introspeksie gedoen, gebid vir 10 dae lank. En toe het die Heilige Gees gekom en hy het hulle bemagtig. Kyk ons na die hemelvaart, beteken dit nie dat die Here het nou afstand van ons gedoen nie, maar eerder dat hy sy regmatige plek gaan inneem het, maar dat hy gebeloof het wat hy gaan doen, want hy het mos, en ons weet dit het gebeur, sy belofte nagekom om sy gees te stuur. So ons het vandag die voorreg dat ons nie leehandig as kerk sit nie, maar ons het die verhoogde teenwoordigheid en die gesag van die Heilige Gees wat in ons woon. Jy sien, soos Paulus self vir die mense sê in Filippense 1 vers 6, dat die goeie werk wat God in ons begin het, sal hy eindig. So vandag wil ek ook vir jou sê, wat Jesus begin het op aarde, sal hy voltooi. Hy is die onveranderlike waarvan ons lees in Hebreërs 13 vers 8, dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Hy is die een wat ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie, of in die steek sal laat nie. Hy het opgevaar, maar hy kom weer. Elke belofte wat hy gemaak het, is joune en myne. Elke belofte is waar, ons kan vashou daaraan. Want God is geen man of 'n mensekind dat hy iets so sê en nie sal waarmaak nie. Gaan lees wat sê die woord in Numeri 23 vers 19. Vriende, Christus het vir jou en my aangestel as draers van hoop. Is jy 'n getuienis vir die Here? Is jy 'n draer van hoop? Is jy een wat vashou aan die Here? Hoeveel siele het jy al in jou lewe bereik? Hoeveel mense het jy al van die Here vertel? Of het die duiwel dit ook reg gekry om vir jou stil te maak? Soos hy baie plekke, die kansel selfs in die kerk stil te maak.
Want die kerk preek nie meer van die ware Here van God nie. Die meeste kerke preek vandag daardie feel-good boodskappe, om mense te trek, om mense gelukkig te maak. Baie kerke is vandag meer soos 'n ou tydse disco met ligte en die en daai. Die heerlikheid van die Here is nie daar nie. Dit is 'n emosionele status wat daar heers. Dis is nie die Heilige Gees nie. Mense word opgewek en opgesmak, en ek weet nie eens al die woorde wat ek kan gebruik nie. Maar mense val daarvoor, want die vlees word bevredig, maar wat van die Gees van God wat gekom het, om ons te oortuig van ons sondige toestand? Het jy al vir Jesus aangeneem as jou saligmaker en verlosser? Ken jy die waarheid? Ek het 'n paar dinge met jou gedeel. Ek kan nog baie meer dinge met jou deel. Vriende, baie meer kan ek met jou deel. Maar wat ek met jou vandag wil deel voor ek afsluit is dit. Besef jy dat ek en jy en elke mens op aarde gebore is in sonde? Want die woord sê in Romeine 5 vers 12, deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom, deur die sonde die dood, dit meen die dood. En dit het deur almal getrek. En jy weet, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is ewige lewe in Christus Jesus. So ons sal eendag, soos die Bybel sê in Hebreërs 9 vers 27, voor God staan, want dit sê, dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Maar ek en jy hoef nie in die oordeel te kom nie. Nee, Romeine 8 vers 1 sê, vir die wat vir Christus aanneem, as saligmaker en verlosser, is daar nie meer veroordeling nie. Maar het jy al vir Jesus aangeneem? Het jy al by hom gekom en sê, Here, ek glo u het gesterf, u het my sonde op u geneem. U was in die graf vir 3 dae en u het opgestaan. En u lewe. U het opgevaar na die hemel, maar ek is steeds ongered. Here, ek vra u, vergewe my sondes, reinig my en was my met die bloed, want ek wil kind van God wees en vul my met die Gees. Jy sien die oomblik wanneer ons dit doen, kom die belofte van Jesus in Johannes 6:37 dadelik in werking, want elkeen wat na my toe kom, het hy gesê, sal ek red, ek sal niemand wegstoot nie. Dan sal God sien, daar is 'n gesprek tussen jou en Jesus. Jy word gered. En skielik sien God, jy word bedek met die bloed van Jesus. Hy sien nie meer jou sonde raak nie. En dan sê God vir die engele, dit is nie meer 'n sondaar mens daar nie. Ek gee hom die mag om kind van God genoem te word. Skryf sy naam nou in die boek van die lewe. Ek regverdig daardie persoon, en die Heilige Gees moet gaan inwoon in hom en in haar. O, vriende, dit is so maklik. Jesus het alles gedoen. As jy vandag na 'n kruis kyk, dan weet jy, Jesus het daar gehang, hy was uitgespalk, sy arms oop, maar daai arms wat so wyd gesê het, sê vandag steeds vir jou, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, jy wat belaai is met sonde, dit het ek vir jou gedoen. Wat ek van jou wil hê is, gee my jou siel. Dan sal jy gered word. Ek sal jou sondes wegwas. Ek het reeds daarvoor betaal, maar jy moet kom. Ek wil jou verlosser wees, maar jy moet vra. Klop, en vir jou sal oopgemaak word. Jy moet weet, ek klop. Dat jy moet oopmaak, maar die oomblik jy oopmaak, kom ek in, en sal ek vir jou red en reinig. Vriende, het jy al op daardie punt in jou lewe gekom, en vir Jesus gevra, red my, reinig my, dan sal jy weet, dat jy gered word, en jy sal hemel toe gaan. Vriende en vriendin, as jy nie weet hoe nie, ga na jou prediker toe, of skakel my op 076-173-8742, my naam is Theo, en ek help jou. Maar moet nie langer gaan in die lewe met onkunde nie.
Baie mense dink omdat hulle kerk toe gaan gekatkeseer is, omdat hulle die wet opsê Sondag na Sondag gereeld, hulle tiendes betaal, hulle gaan hemel toe. Nee. Jesus het gesê, nie almal wat sê Here, Here sal die koninkryk van God beerwe nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen. En op goeie werke kan ons nie in die hemel kom nie. Want hy sê, Efesiërs 2 vers 8 en 9, uit genade word ons gered, nie deur ons werke nie, sodat ons nie kan roem nie. Net Jesus kan ons red. Net Jesus kan ons reinig. Net Jesus kan ons was met sy bloed. Net die Vader kan ons regverdig verklaar. Maar dan moet ons sy seun aanneem en kind van God word. Want hy sê, almal wat hom aangeneem het, dan hulle gee God die reg om kind van God genoem word. Johannes 1:12. Vriende, ons is almal gebore in sonde, maar redding is verniet. Dit is vir ons almal, maar ons moet weet, Jesus daarvoor betaal, en om redding te kry, om die ewige lewe te ontvang, moet ons hom aanneem. Want die Vader sê, ek gee aan julle die ewige lewe, maar die lewe is in my seun, wie die seun het die lewe, maar die seun nie het nie die lewe nie. Kan ek vir jou vra, het jy al vir Jesus aangeneem? Ek gaan jou los van daai gedagte. Jy moet die besluit maak. Maar die Here sê, kom nou dat ons die saak uitmaak. Van uitstel kom afstel. Jy het vandag die waarheid gehoor, maar jy moet kies, ek het lankal die Here gekies. En onthou, as jy nie die Jesus kies nie, het jy in elk geval teen hom gekies. Maar God, deur die werking van sy Heilige Gees, jou oortuig, om nie net tot bekering te kom nie, maar om heilig maak en na te jaag, en toe te laat dat die Heilige Gees jou verander na sy gelykvormigheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, gekruisigde maar opgestane. U het opgestaan en daarmee het u die dood oorwin en elke belofte bekragtig. Dankie dat u na u opstanding nie verwyderd was nie, maar naby, herstellend, roepend en seënend. Maak ons harte brandend vir u woord, soos wat u gemaak het met die Emmausgangers. Maak ons hande gereed vir die opdrag, en ons oë gerig op die hemel. Nie in verlange alleen nie, maar in verwagting en getrouheid, terwyl ons wag op u. Laat ons heilig maak en najaag, Here, met 'n wederkomsverwagting, dat die Gees ons lei om disippels te maak, liefde te leef en hoop te bring. Ek vra dit in Jesus naam. Ontvang die seën van die Here, vriende. Mag die opgestaane Here Jesus Christus jou vul met sy vrede. Mag sy woorde jou harte brandend maak. Mag sy Gees jou lei in waarheid en in krag. Mag jy sy seën ontvang en ook uitdeel. En ons almal sê, Amen. Ons wag, Here, op die wederkoms. Amen. As God wil is, gesels ons weer, vriende. Mooi dag.